And bless the Lord.
Wat 'n voorreg is dit om in die naam van die Here saam te wees en sy heilige teenwoordigheid te kan beleef saam met die gelowiges. Aan hom kom al die eer, die lof en die aanbidding toe. Ek wil jy graag groet in sy naam, mag die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor ons elkeen se harte en gedagtes begaan in Christus Jesus. Wendy gaan vir ons net vinnig kyk na die afkondigings, gaan dit net in 'n video wees. Dit sal net 3 uur so Vandaag se diens word gelei deur Julie en ons tema vandag is geslote deure en lewende teenwoordigheid. Môre gaan ons Bybelstudies weer aan, ons Zoom Bybelstudies. Dit is 11 uur môre oggend en dan die 14de April dink ek die Bybelstudie in Moedersplein gaan bymekaar kom. Dan die 18de April, by 'n Saterdag, is dit kerknaasvergadering. En ons twee kolleges vir hierdie maand is nog steeds Zimbabwe, Mozambique en Malawi. En dan gaan die verjaardag en die huwelijksherdenking op die video verskyn. Hierdie is 'n brief wat mevrou Lou aan Suster Gordon gestuur het vir die gemeente. Die brief is baie klein, ek het net opgesit om te wys dat sy wou op die gestuur het, maar daar agter teen die bord het ek dit uitgeprint, so jy kan dit net lees. Is net groete aan haar ou gemeentes en students. En dan soos ek gesê het, asseblief mense, moenie vergeet van die potjie kosie. Ons kaartjies is nog beskikbaar, so kom kry dit maar by die kerkkantoor. Kom ons staan en dan hoop ons met ons ingeet. Glory of Israel.
Ons sin nie net met ons woorde dat U verseker het en nodig is nie. Ons glo dit met ons hart, siel en verstand, met ons hele wese. U het vir ons beloof dat U by ons sal wees. En ons dank U daarvoor dat ons met 'n sekere wete vanoggend saam hier in U teenwoordigheid kan wees. Here, U is die lig wat gekom het, die woord mens geword en onder ons kom woon. Die woord wat die lig vir die mense is. Dankie Here dat U deur U werk die liefde en die genade op 'n lig in ons lewens kom aansteek het. Dat ons soos 'n lig kan wees vir ander rondom ons lewe. Deur die werking van U Gees, deur U in ons en ons in U. Vrede is self Here liefde, die volgende verrigting, laat U naam geheilig word. Amen. Voordat ons gaan nie gaan sit nie, voordat ons toetree tot ons loflied en ons aanbiddingslied gelyktydig, ons Vader, wil ek vra dat iemand wat graag wil vir ons die Christuskers sal aansteek en dan ook iemand anders vir ons die 6 kers sal aansteek asseblief. In die Here se teenwoordigheid, geliefdes in ons Here Jesus Christus, is daar lewe, is daar lig, is daar helderheid, is daar sekerheid, is daar hoop, is daar niks vrees meer. Net sy heerlike magtige teenwoordigheid wat ons verseker dat ons veilig is by hom. Kom ons gebruik die Onse Vader, die nuwe weergawe as 'n gebed, ook om vir die Here te vra, Here, leer ons vandag, open U woord vir ons. Amen.
koninkryk en die krag en die heerlikheid. Laat die koninkryk vandag ook hier vir ons in ons harte kom. Spreek tot ons, want ons wil u stem baie graag hoor hier. Amen. Nou, aangesien die Here Jesus Christus in sy lig en sy waarheid ons liggies aansteek, wil ek net sommer die geleentheid gebruik maak van 'n oproep. Ek wil graag, ons het 2 geleenthede en ek noem dit konferensies, want dis die woord wat almal deesdae gebruik. Ons het 'n women's conference en 'n men's conference, 'n mannenkonferensie en 'n vrouenkonferensie. En ek het vrywilligers nodig om vir my te help, om hierdie 2 konferensies te doen. So as jy dit sien as jou weg en jou roeping, en ons gaan nou daaroor gesels, asseblief, kom na my toe. Ek weet jy en ek gaan lekker saamwerk. As dit is wat die Here op jou hart druk, dan gaan ons 'n wonderlike span saam kan wees, want ons mos Here se wil. So, kom en maak van die geleentheid gebruik om jou liggie te laat skyn hier in St. Stephen's, deur om jou dienswerk saam met ander medegelowiges wat in die dienswerk is en staan te kom doen. Nou, die teks wat ons vanoggend gaan lees, broers en susters, is Johannes, en u het verlede week saam met my daar ingespring in die boodskap wat die Here vir ons gebring het deur sy Gees. En vanoggend kom dit weer uit van dieselfde skrywer, uit dieselfde konteks uit. En jy sal verstaan waarom ons hier in hierdie plek is. Ons is in die 40 dae, of die tydperk tussen Christus Jesus se opstanding en sy hemelvaart. En in hierdie tyd gebeur daar bepaalde dinge. En u almal weet, spesifiek, ons het al soveel geleenthede gehad, en ek weet, u almal is al lank in die land van die lewendes, of nie almal van u, sommige van ons jonger mense is nou 'n bietjie korter, maar u het al 'n pad met die Here gestap, so u weet dat Jesus Christus het aan vele gelowiges verskyn, of vele mense verskyn nadat hy gestaan het. En onder andere het hy aan die disippels verskyn, en hy het gesê dat hy aan hulle gaan verskyn en hulle moet vir hom wag. Nou, kom ons lees gou saam, dis van vers 19 tot en met vers 23. Johannes 20 van vers 19 tot 23. Nou, vanoggend moet julle asseblief hard vir my bid, want ek het my aantekeninge by die huis vergeet. Baie geluk van my. Dit was al na die aand op die eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy het gesê, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle op. Nadat hy het gesê, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. En as ek nie uitkom met daai laaste vers nie, wil ek dit nou gou inkleer dat ons dit verstaan. Dit beteken nie dat daar al bepaalde mag in die disippels gegee is van vergifnis en nie vergifnis nie. Dis nie hoe dit werk nie, maar as ons nie na iemand toe gaan en verkondig nie, die disippels nie gegaan het en die apostels gehoorsaam was en vertel en die sou hulle nooit geweet het, dat hulle sondes vergewe is. So, dit is belangrik dat ons daai in die konteks daarvan, in die konteks van dit wat daar geskryf is, sal verstaan. Nou goed,
julle almal hoor, hier afgelope tyd in die nuus, asseblief ons gesels nou nie oor die onderhandeling en die oorlewings. Daar het iets baie belangriks gebeur. En Vrydag nag om 2 uur ons tyd het hierdie gebeurtenis die einde daarvan bereik. Wat het gebeur? Wie van julle weet? Artemis, ja, Artemis in Afrikaans. Artemis 2 het teruggekeer na die aarde toe. Na 'n lang tyd wat hierdie jong ruimtevaarders uit die aarde uit weggeskiet is, letterlik, en om die maan geskiet is. Dit was letterlik deur die, so ek het verstaan, die swaartekrag weggeskiet en het om die maan beweeg. En hulle het die deel gesien wat nog niemand gesien het. Geen mens, daar was 'n robot daar aan die ander kant, die agterkant en die donkerkant, maar daar was nog nie 'n mens daar gewees. So hulle het die voorreg gehad om dit te sien. En Johan, ek het natuurlik nou nie daai kans gevat nie, want ek sou lankal aan die slaap gewees het, maar Johan was wakker. 2 uur, Vrydagoggend of Vrydagnag, toe sit hy daar, Saterdagoggend aan hom, sit hy die eeuwkontaan daar en hierdie hele gebeure aanskou. En hy vertel toe vir my met vreeslike details, soos wat hy nou luister, na wat presies daar gebeur het, en hy gaan vertel hoe hierdie Artemis geval het, hierdie vliegtuig geval het, letterlik, naai om die maan val hy, en dan is so skief in beweeg, die hele detail daarvan, en hier net voor hy die aardse atmosfeer binnendruk. En daar is daar 'n bepaalde toestel, verstaan ek nou, as ek het reg verstaan, wat hulle gebruik om hierdie cockpit of die voorste gedeelte te manipuleer of te manoeuvreer dat hy presies op die regte plek beland waar hy moet beland. Sodat hy reg gefokus kan wees deur die atmosfeer, want jy weet ons nou, dis 'n verskriklike hitte wat daar is wanneer hy dit binne gaan en dan op onderval waar die boot en almal maar vir hulle wag. En daai toestel, toe Johan vir my vertel van daai toestel, toe gaan daar kollerings deur. En ek dink op myself, nou wat sou nou met hierdie 4, ek onthou die meisie se naam, Christina, Jeremy is 'n ander ou se naam, maar kan julle my dalk help met die ander name van 'n ander persoon, wat ek nie almal onthou nie. Want ek het meer geskryf, nie saamgehoor. So, wat sou gebeur as daai toestel nie dit reg gekry het om die voorkant se rigting reg te posisioneer sodat hy deur die aardse atmosfeer kan? Wat sou gebeur? Wel, ek imagine dat sou dit nie gewerk het nie, kon hulle dalk in die buitenste ruim in verdwyn. Hulle toekoms daarmee. As ons mooi daaroor dink, en dit is die tema van vanoggend, in die onbekende in. En dan ons sit tema agtertoe deure lewende teenwoordigheid. So as dit was dat hierdie toestel nie gewerk het nie, sou hulle die hele toekoms, hulle drome en hulle gesinne se drome en die hele wêreld se drome oor wat hulle kon bereik, sou daar nie wees. Daar is, as ons terugdink aan in 1967, ek was nog gebore. Wie van u was al gebore gewees in 1967? Daar was 'n spesifieke vuurpyl wat hulle opgeskiet het. Wat was sy naam gewees? Jy onthou? Apollo. En Apollo 1 hulle het 'n toets launching gedoen en lansering, 'n toetslansering gedoen. Dit was nog voordat hulle opgestuur was. En in daai toetslansering het daar fout gekom. En al die drome van daardie 3 ruimtevaarders het in daai een oomblik, toe daai fout kom, saam met hulle weggebrand. Daar was geen toekoms meer vir hulle en vir hulle kinders en hulle kleinkinders
is daar van die navorsers, hulle het uit harde les geleer, maar die pyn en die lyding, omdat daar hulle dood is. Hulle toekoms in vuur weggebrand. Die disippels, as ons nou wil terugkom na hierdie teks toe, hier waar hulle sit, broers en susters, jy moet onthou, hierdie mense was mense wat saam met Jesus, as jy Chosen kyk, hulle was saam met Jesus, hulle was opgewonde saam met Jesus, hulle het saam, hy het hulle tot uitgestuur om te gaan bedien, so hulle het die ongelooflike waai om hulle gehad. Hulle was die heeltyd in 'n haai gewees, as ek dit so kan stel. Hulle het 'n hoogtepunt die hele tyd belewe, want Jesus het wonderwerke gedoen, en Jesus het mense uit die dode opgewek en siekes genees, lammes kon loop, vele dinge het gebeur, en Jesus het ongelooflike teachings gehad, en hulle het aan sy lippe gehang. En so hulle het in die hoogtepunt opgegaan, en skielik word hierdie meester, hierdie rabbi van hulle, gevangen geneem, hy word gekruis, hy sterf. En dan ontdek hulle, hoor hulle op hoor sê, sommige van hulle, dat Jesus sy graf oop is en dat hy weg is. So hulle is in 'n plek waar hulle in hierdie plek sit, is hulle in 'n plek in hulle menswees, in hulle siege, 'n plek van ongelooflike onsekerheid. Daar is vir hulle op hierdie stadium, soos daai 3 ruimtevaarders, geen vooruitsig van 'n toekoms nie. Die ander 4 wat Saterdagoggend ons tyd hier aangekom het, ja, daar's vir hulle 'n toekoms. Dit is uitgelê, daar's 'n hele plan. Maar vir die disippels daar waar hulle sit in hierdie vertrek, is daar nie hierdie plan nie. Is daar nie vir hulle hoop en 'n toekoms nie. Daar's onsekerheid in hulle hart. En daar's nog 'n ding, en ons lees dit so duidelik in hierdie teks. Uit vrees vir die Jode het hulle self agter deure toegesluit. So daar was in hulle hierdie verskriklike vrees gewees. Angs en paniek. En Calvin skryf dit mooi. Hy sê, as 'n mens vrees, wanneer jy in vrees is, dan doen jy een ding. Jy eindig hardloop weg. En wie het dit gedoen? Thomas was nie daar nie. Thomas was nie tussen hulle en hy. Die eenheid tussen hulle verbreek, hy was weggehardloop. Of jy val aan. As jy vrees, jy weet daar agtergekom as jy gespanne is en jy is angstig of wat ook al. Jou hele familie, as die koek klaar gebak moet wees en dit moet by die kerk kom, of daar is 'n funksie, jou hele familie lê onder jou angs, jou benoudheid, jy's kwaai en jy raas en jy's die kant toe, jy's daai kant toe, dinge moet net gebeur. Jy's aanvallend as jy op hierdie plek is van vrees, sê Calvin. Of die ander ding is, jy vries. En hierdie vrees het hulle laat vries. Hulle het vast gaan sit agter daai deur. Daar was nie in hulle hart enige iets wat vorentoe gaan gebeur. Op daai oomblik was hulle doelloos. Hulle het geen, wat sê Rick Warren, purpose-driven life, hy het 2 boeke, het begin met purpose-driven church, en toe purpose-driven life. En spesifiek gefokus op 'n mensenlewe is doelgerig. 'n Kerk se lewe is doelgerig, gemeente, en 'n mens se lewe is doelgerig. Maar die disippels op daai oomblik, ek praat van die oomblik, geen doel, doelloos, rigtingloos. Daar's niks nie. Hulle self is nie, het nie 'n doel nie, en hulle het geen rigting waarin hulle self gaan vat nie. En dan kom ook in hulle, binne hierdie verwarring en vrees en doelloosheid, 'n stuk teleurstelling gewees. Jesus het gesê, hy is die Messias, hy is die koning, hy het gekom, en hulle het gevier, hy is die verlosser, en wat nie. So, 'n toekoms in vol vrees. 'n toekoms in teleurgestel. 'n toekoms in doelloos,
verward, onseker. Dis wat daar leef, terwyl hierdie mense in daai vertrek is. En ons lees dit staan hier, vir ons uitgeskryf. En dan, binne in hierdie plek waar hulle bevind, hulle laagtepunt, ons het gepraat van hulle hoogtepunt saam met Jesus, hulle laagtepunt, en hierdie waar hulle down and out is, waar hulle niks meer oor het nie. En daai plek, agter die toedeur, kies Jesus, hy kon aan hulle enige ander plek verskyn. Hy kon aan hulle verskyn langs die see van Galilea eerste. Hy kon aan hulle verskyn daar waar hulle geloop het na sy graf toe, kon enige plek, maar hy kies om hier waar hulle op 'n laagtepunt is, vol vrees en angs en paniek, om daar in daai plek hulle te ontmoet, na hulle toe te kom. En in daai plek waar hulle is, hulle laagtepunt, maak Jesus hulle bewus en gee hy hulle 'n bewustheid van die heel eerste ding, sy teenwoordigheid. En wanneer ons nou gaan gesels oor onsself en die toepassing, dan gaan ons bietjie gesels oor wat ons hier beleef met sy teenwoordigheid. So die eerste wat die Here Jesus hulle bewus van maak, is dat hy tussen hulle staan. En dit is interessant, as jy gaan lees, 'n bietjie oplees en jy kom agter, mense wil beweer dat Jesus, ons het op daai dag dan gepraat daarvan dat Jesus uit die doeke, uit deur die doeke tipe van opgestyg. Baie van die mense het gesê en daardie tyd ook dat hy tussen die doeke beweeg. En dat dit beteken hy moes, dit kan 'n ander materie, 'n ander vorm aangeneem, nee. Maar dis wat dit beteken. Of dat Jesus deur die deur beweeg en dat hy hier, dit wil sê, hy en daai materie het mekaar saamgestel. En as ons nou dink aan wat met Petrus gebeur het, hy is uit die tronk uitgekom en Petrus wat die tronk was ook gewees en Paulus en nooit het hulle, daar was nie 'n plek waar hulle deur die dradies gegaan. So wat Calvin sê is, dis nie moontlik dat ons van hierdie standpunt af uitgaan dat Jesus deur die materie beweeg. Wat ons moet verstaan is dat dit 'n godswonderwerk was. Dat die bonatuurlike hier plaasgevind het. Jesus het vir hulle sigbaar geword. En hulle sien hom met hulle oë. So hy kom dien hulle met sy heilige woord. En dan doen hy hierdie baie belangrike ding. Hy sê, vrede vir julle. Broer Michael, as ek jou mag vra, wat is daai woord in die Hebreëus? Dis shalom. Shalom, die Hebreëus word geskryf shalom en ek weet hier word dit gesê shalom lecha vir julle. Maar in die Grieks is dit Irene, die woord Irene. Jy kan dit onthou, volgende keer kan jy sê Irene, vir iemand anders. Vrede vir julle. Jesus sê vir hulle vrede vir julle. Wat doen daai woorde van Jesus in daai oomblik vir die disippels? In hulle toestand, in hulle laagtepunt waar hulle is, sy teenwoordigheid in die eerste plek, verander hulle. Neem die vrees weg. En dit wat hy vir hulle sê, vrede vir julle. Daai woorde wat hy oor hulle uitspreek. En hy spreek dit nie net een keer uit nie, hy spreek dit 2 keer uit. En die bedoeling daarvan was om vir hulle te sê, word genees. Jy het ons al gehoor, as jy vir iemand sê, vrede vir jou, beteken dit inderwaarheid, heel wording, voorspoed, volkome blydskap, volkome herstel, volkome voorspoed. So as jy die woord volkome hoor, dan
genees, dan beteken dit die Here spreek oor hulle volledigheid. Mag jy volledig voorspoedig wees. Mag jy volledig geseënd wees. Geen tekort nie. Dit is wat Jesus in hulle lewe inspreek. So in daai oomblik van hulle vrees en hulle angs en hulle teleurstelling, hulle verwarring en hulle onsekerheid, kom die Here Jesus en hy herstel hulle. Hy herstel hulle. Hy bou hulle op. Hy stuur hulle uit met daai woorde. Die tweede keer as hy dit herhaal, is die doel daarvan om die fokus op hom te plaas sodat hulle kan sien hy is die een wat dit oor hulle spreek. Dis nie hulle vriende rondom hulle nie, maar hy. En hy spreek dit oor hulle met 'n rede. Doelgerig. Ons het laas gepraat daarvan, Jesus was doelgerig. Hy het doelloos dinge, alles was intentioneel geweest. Niks het doelloos plaasgevind nie. En in hierdie oomblik, vrede vir julle, het 'n rede waarom hy dit vir hulle sê. En dan doen hy die volgende. En dit is so belangrik vir ons om dit te verstaan. Jesus wys sy hande en sy voete vir hulle. Nou, vir Jesus was sy hande en voete van geen belang nie, broers en susters. Hy is God homself. Sy hande en sy voete maak nie 'n verskil aan wie hy is. Sy goddelikheid en sy algemeen. Dit maak 'n verskil aan die mens. Die mens wat daar sit in daai vertrek, het nodig om te sien dat hierdie persoon wat skielik hier in hulle teenwoordigheid of in hulle midde sy teenwoordigheid aan hulle toon, dat dit Jesus werklik is. Daarom wys Jesus sy hande vir hulle en sy sy. Dit gee vir hulle versekering. Dit neem daai onsekerheid oor die toekoms weg. Want hier staan Jesus homself dan by hulle. Waarlik die een wat gekruisig is. Hy het gesê hy sal opstaan en hier staan hy regtig. En dan die vierde wat ons lees, Jesus hier doen. En hierdie is verskriklik belangrik. Jesus sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. In daai oomblik, ons het dit verlede week genoem, ons het spesifiek daaroor ook gepraat, maar in daai oomblik herstel hy, net het vir gesê, hulle posisie. En hy gee vir hulle 'n doel. Hy gee vir hulle 'n doel op aarde. Jesus in daai spesifieke oomblik, as dit gaan oor die disippels, dan stel hy hulle aan as apostels, as bedienaars van die evangelie, vir almal daarby. Hy stel hulle aan, hy gee vir hulle 'n doel. As jy 'n pyl skiet, en dan skiet jy hom nie, as jy daar in die middel 'n teiken het, jy skiet nie die pyl weg van die teiken nie, jy skiet die pyl na die teiken, en dis die pyl wat jy skiet. Jy draai nie met jou hand die lig gooi tot by die teiken. Jy skiet 'n pyl na die teiken. So wat doen die Here? Die Here vat hulle en sê vir hulle, dit is julle doel. Dit is jou taak. Ons dink baie terug, dit het nou die dag gesê, geen gelowige in hierdie banke, of in enige bank in 'n kerk, het 'n verskoning nie. Kan sê, hoor hierso, ek is jammer, maar ek kan dit nie doen nie. Broers en susters, almal van ons, ook hierdie wat nie hier sit nie, is geroep tot die bediening in die gemeente. Almal van ons, dis ons doel. Ons is, Efesiërs sê dit, ons is almal geroep om bedienaars te wees. Ons is almal geroep om deel te neem aan die bediening in die kerk. En Jesus kom en hier bevestig hy hulle doen. Hy sê vir hulle, ek maak julle bedienaars van die evangelie, ek stuur julle uit, apostolos, gestuurdes, julle sal my ambassadeurs wees. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, so gee vir hulle doen. En wat ons hier moet sien, want ek wil dit aanhaak by die Heilige Gees gedeelte. Johannes het spesifiek vir my daaroor gevra, en ek wonder of jy verlede week daaroor nagedink het. Waar
dat hy die Heilige Gees oor hulle blaas, en waarom sê hy dan vir hulle, wag in Jerusalem, julle sal die Heilige Gees ontvang. Wat is daar 'n tegenstelling, is dit 'n fout, wat gebeur is? Maar daar is 'n spesifieke rede waarom Johannes dit skryf, broers en susters. En die rede daarvoor kom in die eerste gedeelte uit, in die gestuurdheid, waar hy vir hulle 'n doel gee. Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Hy, Jesus, stuur hulle. Die Vader, sy autoriteit, stuur Jesus. En hy in sy autoriteit, as die Seun van God, stuur hulle. Hulle gaan dus nie uit hulle eie uit nie. Niemand van ons, wanneer ons in die bediening is, wanneer ons hier in die kerk werk, ons wil altyd eiertjies lê teenoor mekaar, maar broers en susters, niemand van ons is dadelik in staat om in die dienswerk van Jesus Christus te wees uit ons eie nie. Jesus stuur ons, Jesus stuur die disippels. En dan rus hy hulle toe, en dit is vir ons verskriklik belangrik om dit te hoor, en te verstaan, hoekom Johannes dit geskryf. Hy kom en hy blaas die Heilige Gees oor hulle. Nou, later jare, dis nou in die reformatie, die almal weet, die reformatie, Calvin, Luther, toe daar was die hele beweging van die biskoppe en die paus, en die vervolging van die gelowiges, al daai gebeur, en dan kom die reformatie, en ons vier die reformatie in ons kerk, en ons gereformeerdheid as gevolg van die reformatie. Maar in daai tyd, dis waaroor Calvin baie skryf en oor 'n opstand was, het die biskoppe, hulle het gegaan en vir die mense gesê, ek blaas die Heilige Gees oor jou. So hulle het geloop, met 'n chip op hulle skouers, dat dit hulle is, wat die Heilige Gees oor iemand blaas, en iemand in staat stel om te doen, om iemand te gerus te bring. En Calvin skryf, en hy sê, hierdie staan hier, vir mense soos daai, en vir mense soos ons in vandagse tyd, wat hierdie geweldige groot fout maak, om te dink dat die Heilige Gees uit 'n mens uit na 'n ander mens toe gaan. Die Heilige Gees, Jesus is die bron. Jesus is die een wat sê, en ek sal my Gees vir julle gee. En daarom blaas hy oor die disippels en sê hy, ontvang die Heilige Gees. En weer as hulle in Jerusalem by mekaar kom, word die Heilige Gees oor hulle uitgestort. Dr. Billy de Tooy het altyd gesê, ja, elke dag moet ons wag vir die vervulling van die Heilige Gees. En dit is hier wat die Here Jesus doen vir die disippels. Hy sê, rus julle toe. Julle het 'n helper, die Parakleet, die Heilige Gees, om by julle te wees. Julle sal nooit alleen wees nie. Julle het nou 'n taak om te gaan vervul. En dan kom hy in dit en hy gee vir hulle 'n rigting. Gaan dan heen, lees ons in Matteus, en maak disippels van al die nasies. Hy gee vir hulle 'n rigting. Hy sê vir hulle presies waar hulle moet gaan. Paulus help by die ander disippels aan, ons ken die geskiedenis, en hy doelgerig begin in sy sendingreise, en hy gaan. So wat Jesus hier doen, hy herstel die disippels, en hy gee vir hulle rigting. Hy gee vir hulle doel, hy gee vir hulle rigting, 'n volkomenheid, 'n volkome prentjie, 'n volkome herstel. En ek wil vir julle vra, vandag, waar jy hier sit, en die vraag kom ook na my toe, wat is dit in jou lewe? Dalk nie iemand anders wie jy ken se lewe, wat vandag veroorsaak, dat jy jouself toesluit agter 'n deur. Dat jy agter 'n toedeur gaan wegkry. Miskien jou vrees, as ons in al die
areas ry waar ons gaan, daar is nie deesdae enige areas waar dit nie is nie. Alles is omheind. As jy in Johannesburg kom, die heininge is so hoog soos hierdie galery van ons. As jy in Mitchellsplein kom, as jy in Athlone, daar, mense kruip weg van vrees, van misdaad. Wat 'n vrees is hier in jou binnekant, wat dalk daar sit, en wat veroorsaak dat jy jouself toesluit. Miskien is jy verskriklik bang vir kritiek. As ons kyk in die kerkkonteks, die gemeentekonteks, miskien is jy so bang vir kritiek dat jy nie na vore wil kom om dienswerk te kom doen nie, want jy weet nie wat Jannie en Sannie sal sê nie. En jy vrees, daarom sluit jy jouself toe agter hierdie veilige deur en jy sit en jy sê nee, want hulle gaan my kritiseer. Hulle gaan, daar is altyd mense wat iets te sê het. En ek is bang vir dit. Miskien is jy op 'n plek waar die toekoms vir jou geweldig onseker is. Jy's 'n afgetrede persoon, jy's 'n pensionaris, die pensioene word al hoe kleiner, jou kinders kry finansiëel self swaar, jy het nog nie veel plek na aftreeoord nie, jy weet nie waar jy gaan woon nie. Geld raak al hoe die rand, in vergelyking met die ander eenhede raak al hoe swakker, ons ekonomie gaan agteruit. Miskien voel jy onseker, verward oor wat jy te doen staan. Miskien is jy hier en is jy teleurgestel, diep teleurgestel, soos wat die disippels heel moontlik was, omdat dit wat hulle gedink het Jesus kom doen, nie dit was nie. 'n ander koninkryk bevestig, nie 'n aardse koninkryk nie. Miskien sit jy teleurgestel. Is jou drome het plat geval. Hierdie verwagtinge wat jy gehad het, heeltemal is dit vernietig. Miskien het jy verwagtinge gehad vir jou kinders. Het jy drome gehad vir jou kinders. En het jou kinders dit nie kon doen. Is jy diep teleurgestel. En maak dit dat jy wegkruip agter die toedeur. Miskien voel jy doelloos in die tyd. Miskien voel jy, maar ek het geen rede vir jou bestaan. Waarom is dit hier? Ons jong mense. Ek dink in hierdie tyd dat ons jong mense so uitgaan, I think, Cameron, you can speak, and the other boys there at the back, and Amir. Nowadays, the future is very dark. There's nothing. You do not have a certainty. You do not feel that you've got a purpose. You can't even find your purpose. Because what is my purpose in South Africa? And if you look at the rest of the world, you even think, what is my purpose in the rest of the world? Will I ever find the thing that I'm supposed to do? Will I ever be purposefully driven to live a purposeful life? Dit kan wees waar ons jong mense vandag is. Doelloos, rigtingloos. As jy dalk op hierdie plek is, of jy weet van iemand, is hierdie gebeure in hierdie kamer vir ons 'n bemoediging. En die Here vir ons kom sê, en ek hoef nie vir u daardeur te beweeg. Die Here wil vir ons kom sê dat sy vrede op ons is. Hy wil vir ons kom sê dat sy teenwoordigheid ons nooit verlaat nie. Jy is nooit alleen nie. Nie eers as jy op jou laagste is en jy voel jy het geen sin op aarde nie en jy tot selfs voel ek maak hier 'n einde aan my lewe.
daar is die Here vir jou. Die Here is teenwoordig in ons laagtepunte ook. En die Here wil vir jou sê, ek is die een wat jou doel vir jou gee. Ons soek so graag ons doel by die wêreld. Ons soek so graag die rede vir ons bestaan in partytjies, en dis nie verkeerd om 'n partytjie te hê nie, maar dit help jy gaan soek die rede vir jou bestaan in 'n partytjie nie. Ek weet van jong mense wat universiteit toe gaan, dan gaan hulle van een pad na die volgende pad, na die volgende pad, op soek na 'n rede vir hulle bestaan, hulle studeer nie, hulle dop aan die einde van daai jaar, en hulle moet uitgaan. Of hulle moet van voor af begin. Want het gebeur dat die mens sy doel soek in ander dinge. Terwyl die Here sê, ek gee jou lewe. Hy besluit en bepaal wat jou doel is. En hy is die een wat jou toerus met die Heilige Gees. Ook hier in die kerk. Hier in die kerk het jy 'n besliste plek. Elke een van ons het in die koninkryk van die Here 'n plek. Jy het 'n plek en niemand se plek is meer belangrik as enigiemand anders se plek. Moira se orgelspel is nie belangriker as die bejaken, as Vivian wat kollekte opneem. Die gelowige wat dienswerk doen en daar agter die skottelgoed was, is nie minder belangrik as die een wat voorvat in barmhartigheid. Elkeen van ons word deur die Here doelgerig geplaas om ons doel uit te leef en ook te kyk wie ons is. Ons het dit al baie met mekaar bespreek, maar ons moet dit weer hoor. Ons moet weer hier in hierdie dag, in 2026, hoor dat dit is wat die Here vir ons bedoel, 'n goeie lewe. Daar's 'n paar dinge wat in ons lewe belangrik is, en een van die goeders is geloofsgewoontes, en ek wil u uitnooi om elke dag hierdie geloofsgewoonte toe te pas. Gaan sit, voordat die dag begin, en bepaal eers vir jouself of jy alleen daar sit en of die Here by jou is. En wanneer jy voel jy is alleen, van die Here se woord, quote dit vir jouself sodat jy bewus van raak dat hy daar is. Sodat jy nie op 'n plek opeindig waar jy dink jy's alleen. En waar jy dinge gaan doen asof jy alleen is. Begin daar. En dan gaan jy na die plek toe waar jy onthou dat die Here sê, vrede vir jou. My seën wil ek oor jou uitspreek. Gaan lees Deuteronomium. Gaan lees al die seënspreuke, Numeri, agter in Romeine. Al die briewe. Gaan lees dit vir jouself. Sien jouself daar waar die Here sy disippels gesien het. Vrede vir jou. Herstel, volkomenheid. Blydskap, voorspoed. En terwyl jy daar is, glo met jou hele hart, dit is hy wat dit doen. Dit is hy wat jou doel vir jou gee. Dink na oor wat jou plek op aarde is. Aanvaar dit, sê vir die Here dankie daarvoor en gaan doelgerig voort. Moenie toelaat dat ander mense van jou steel. In die kerk gebeur dit te dikwels, tot selfs in die werksplek, dat ons op 'n plek kom dat ons nie in onsself glo nie. Dat ons twyfel in onsself vanweë die kritiek en die leerigheid van ander mense rondom ons. Maar wanneer ek daar sit in my eie plek by die Here, my Here, en ek daar gaan en
nadink en hierdie geloofsgewoonte toepas, kom ek tot die ontdekking dat die Here nie vir my voel soos ander mense nie. En dan kry ons weer koers. Koers vas. Mag die Here, broers en susters, u seën. In hierdie week wat voor lê, mag u doelgerigtheid beleef, u doel op aarde, mag u sy vrede beleef. Ek gee vir u 'n oomblik van stil gebed, van danksegging teenoor die Here. Amen. Ons nou geleentheid om die Here te eer met ons offergawe. Vader, dat ons die voorreg het om te kan gee, Heer. Dat u vir ons sê, u het 'n vrywillige en 'n blymoedige gewer. Baie dankie dat ons kan stort in u skatkis in Heer. Verheerlik u self, en dit waarvoor ons het aanbied. In Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan afsluit met Gees van God. Ek kan so lang staan.
gaan vir julle die Here se seën aflees uit Deuteronomium 28. Al hierdie seëninge sal jy ontvang en dit sal jou deel word. Geseën sal jy wees in die dorp en geseën sal jy wees in die natuur. Geseënd die vrug van jou liggaam, die vrug van jou grond en die vrug van jou diere. Geseënd jou mandjie, geseënd jou knieskottel. Geseënd sal jy wees wanneer jy terugkeer en geseënd sal jy wees wanneer jy uitgaan. Die Here sal jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan. En een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie sal hulle voor jou uitvlug. Die Here sal vir jou seën stuur, en jou graanskuur en alles waaraan jy jou hand lê. Ja, die Here jou God sal jou seën in die land wat hy vir jou gee. Hy sal jou vestig as 'n heilige volk, soos hy die eed aan jou beloof het, as jy sy gebooie onderhou. Hy sal al die volke op aarde laat sien, dat sy naam oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou ontzag hê. Die Here sal jy die kop maak, en nie die ster nie. Jy sal na bo beweeg, en nie na onder nie. Die Here, jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Sy genade, sy liefde, sy teenwoordigheid. Amen.